As daar een ding is wat ek weet die Here begeer vir jou en wat ek weet ons almal eintlik ten diepste begeer en dit is om 'n beter en 'n dieper en 'n meer lewende gebedstyd met die Here te hê. Om 'n gebedsverhouding met God te hê. En om gebed beter te verstaan, soos wat die disippels ook by 'n geleentheid na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het: Jesus, leer ons hoe om te bid. En daarom wil ons by hierdie geleentheid bietjie stil staan by gebed. En dis regtig my begeerte dat jou gebedslewe gaan vernuwe en verander na hierdie boodskap. Dankie vir elkeen van julle wat ons bemoedig en wat op die WhatsApp vir ons boodskappe stuur, wat ook deel is van die groter familie vir wie ons die boodskappe daagliks uitstuur en die gebed en die oordeenking. As jy wil dit persoonlik ontvang op jou WhatsApp, dan kan ons dit vir jou aanstuur. Vra net daarvoor by ons telefoonnommer 079 195 1586. Volg ons gerus ook en like ons. Kyk bietjie na die sosiale media. Ons is op Instagram, ons is op Facebook en ook op X. En as jy hierdie boodskappe wil volg, na die tyd wil aanstuur, dank die Here vir baie mense wat ver weg, waar daar nie DStv is of televisie of enige ander manier om hierdie boodskappe te luister nie, wat dit op YouTube luister. So, ons wil ook baie spesiaal welkom sê vir elkeen wat luister op YouTube en mag die Here ook hierdie boodskappe gebruik wat so wyeer uitgaan na ander plekke oor see en ander plekke waar mense hierna luister. Nou, as ek moet probeer 'n definisie gee van gebed, dan dink ek maar wat Jesus eintlik vir ons probeer verduidelik het as hy sê gebed is 'n gesprek met jou pa, soos 'n kind. Die Bybel leer vir ons dat as die Heilige Gees in ons kom, dan maak hy ons kinders van God, sodat ons met ons hemelse Vader kan praat. Nou, hy gebruik die beeld van 'n pa en 'n kind en in die Bybelse tye was dit 'n baie intieme verhouding. Dit was 'n verhouding wat, soos vandag, ek kan nie wag om net vir my ma te sê nie. Of 'n kind wat na die pa toe hardloop en sê, pa, weet pa wat het vandag gebeur? Ek is so ontsteld of ek is so bly, weet ma wat het gebeur? Dis iets van hierdie mooi verhouding, hierdie oop verhouding, dat ek weet ek kan na my Vader in die hemel met enige behoefte gaan, want die deur is nou oop. Ons weet dat Jesus, ons verstaan nie eers die konsekwensies van hierdie magtige gebeure in die kruis nie. Ons weet dat dit 'n magtige ego gehad het na die ryk van die duisternis en die bose en die duiwel. En ons weet ook dat dit 'n magtige invloed gehad het na die redding en die verlossing van ons as mense. Maar dit het ook 'n geweldige skudding gebring in ons verhouding met God, want die voorhangsel is geskeur met die kruisiging. Van bo af na onder het hierdie dik gordyn oopgeskeur geraak. En wat is nou? Wat het nou verander? Hierdie magtige gebeure van mense wat net tot by die voordeur kon kom, kan nou in die allerheiligste instap. Ja, want die skeiding tussen die heilige en die allerheiligste is nou weg. Net die hoëpriester kon een keer 'n jaar in die allerheiligste aangaan, want dis waar God se troon is en waar ons in sy teenwoordigheid is en waar hy namens die volk kon ingaan. En om in die heerlikheid van God se teenwoordigheid te wees. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie dat die voorhangsel is oop. En ons kan nou na die almagtige God wat op die troon sit gaan. En ons kan in hierdie oomblikke voor sy troon staan en weet, daar's 'n verhouding, hy het ons lief, hy luister na ons, hy sê kom na my toe, hy nooi ons uit. Hy sê as jy tot my nader, sal ek tot jou nader. As jy in my naam saamkom, is ek daar by julle. Ek is 'n hoorder van gebed. Daarom lees ons ook dat as die Heilige Gees kom, dan leer hy ons dat ons nou in 'n verhouding staan met die almagtige koning en die almagtige skepper God as Vader. Dat hy ons herinner ons is kinders van die Vader. Luister 'n bietjie, hoe sê hy dit in Romeine 8? Ek lees vir ons hier van vers 15 af.
Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba. Dit beteken Vader, Papi. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En luister dan net ook na wat hy spesifiek hierso sê in Romeine 8 vers 26. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie, met onuitspreeklike sigtinge. Ag, is dit nie wonderlik nie? Jesus sê ek gaan hemel toe, maar dis vir julle beter. Al kan julle nou mee met my praat fisies nie en vir my raad vra en vir my dinge kom sê en ek vir julle dinge sê nie. Dis vir julle beter dat ek weggaan, want dan kom die Heilige Gees en hy gaan in julle woon en altyd by julle wees. En ek stuur vir julle die helper. Hy gaan julle help om te bid. Dis wat hierdie gedeelte sê. Ons weet nie wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, met onuitspreeklike versigtinge. Hy tree in en hy bid vir ons. Hy help ons om binne die wil van God te bid, want dit is binne die wil van God dat tot gebedsverhoring plaasvind. So die Here kom en hy sê, ek wil jou help om te bid. Ek gaan by jou wees. Gee jou oor aan my ook daar in jou binnekamer, dat ek met jou kan praat. Ja, wat is dit? Hoekom praat ons van 'n binnekamer? Dit is interessant dat as ons kyk wat Jesus oor gebed spesifiek gesê het, dan sien ons dat hy sê, jy moet nou nie bid dat mense jou sien nie. Vergeet nou van die mense, moenie mense probeer beïndruk met gebed nie. Nee, gaan eenkant. Wees alleen by hom. Maak die deur toe. Nou, in daardie een vertrek, hy sê, dit was 'n oop plan huis gewees, waar die meeste van hulle gewoon het in daai tyd. So, waar maak jy nou die deur toe? Waar jy alleen kan wees? Hulle sê, daar was een vertrek met 'n deur wat toegemaak word, en dit is die spens. Want hier in die spens, is 'n deur wat toegaan in die oop vertrek. En as jy daarin is, sien jy niemand nie, weet jy van niemand nie, kan niemand jou sien, niemand jou pla nie, en is jy op jou eie. Nou is dit so dat baie mense sê, ag ek het nou nie eintlik 'n binnekamer nie, ek het nou nie eintlik 'n vaste gebedstyd nie, ek het nie eintlik 'n vaste afspraak met die Here, ek het nie eintlik 'n binnekamer nie, want ek praat met die Here heeldag. Ek praat met hom oral waar ek gaan. Ag, as ek agter die kar se stuur sit, dan praat ek met die Here. En as ek ernstig loop of waar ek sit, of waar ek in my stoel alleen in die kamer sit, daar praat ek met die Here, sommer so tussen die mense en besig met die werk. En dis reg. Dis reg dat ons in 'n verhouding met die Vader lewe en daarom heeltyd in sy teenwoordigheid kan wees, want sy Gees is in ons en daarom kan ons heeltyd met hom praat. Oral waar ons is, in daardie stoel, in die vergadering, kan ons met hom praat. Waar ons ook al besig is, onder die storm, ons kan met hom praat. Maar hierdie gedeelte, waar Jesus sê, gaan maak die deur toe, sê tog hy wil bietjie tyd met ons alleen hê. Hy wil met ons saam lewe elke dag. Hy wil hê ons moet wandel deur die Gees, maar hy wil ook hê dat ons alleen moet wees in die teenwoordigheid waar die Gees in ons kan werk en ons kan help om te bid en waar ons in die Here se teenwoordigheid ons kan afsonder om ook te luister, want gebed is nie net praat nie, dis ook om te luister en dan te antwoord. Daarom help dit vir baie mense as hulle 'n joernaalboek het wat hulle skrywe en met die Here eintlik praat en dan wat hulle hoor die Here sê weer neerskrywe. Dit help vir hulle om in hierdie kommunikasie en hierdie gesprek besig te wees met die Here. Ja, en as hy sê, maak die deur toe, dan wil die Here eintlik seker vir ons sê, moenie nou dat iets jou aandag aftrek nie. Moenie dat mense jou nou hinder nie. Ek wil amper sê, maak hy deur toe dat jy nie die yskas kan sien nie, dat jy nie by jou selfoon kan uitkom nie, dat jy nie die TV kan sien nie, dat jy nie nou mense kan sien, en dit en dat en dit en dat. Nee, sonder jou af, kry 'n vaste tyd die jy by die Here is. Luister 'n bietjie hoe Jesus dit verduidelik in Matteus 6, ek lees vir ons vanaf vers 5 tot 8. As julle bid,
moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning, klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, jou binnekamer. Die spens is die oorspronklike woord wat daar gebruik word. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Jy sien, hierdie intieme verhouding van 'n pa en 'n kind, hy ken jou hart, hy weet wat in jou hart is. Jy hoef nie met 'n lang omhaal van baie woorde te bid nie. Jy weet, ek onthou, daar was 'n oom gewees wat in my Graafrenet jare terug, my eerste gemeente, hy het die mense moeg gebid, dat hulle naderhand gaan sit het. En ek weet die bid hier het nooit gegroei nie, want hulle was bang vir oom so en so se gebed. Want as hy opstaan, en al die mans moet dan staan, saam met hom as hy bid, dan kry dit nie einde nie. Nou, die Here sê, jy hoef nie te herhaal nie. Jy kan na hom toe kom as jou pa, hy ken jou. Maar voordat jy bid, weet hy wat jy wil vra, en hy het jou baie lief, en jy moet weet, jou Vader weet alles, en jy moet weet, dis nie nodig 'n stortvloed van woorde nie. Praat net uit jou hart uit, hy hoor jou, en hy kan verhoor. Dis die wonder daarvan, dat ons iets wil leer oor hierdie intieme verhouding en gesprek met ons hemelse Vader, ons Abba Vader. Ons sien dat gebed ook 'n magtige invloed het in die hemel, want ons sien daar is 'n goue bak voor God se troon, en dat die gebede wat ons hier bid, in daardie bak nie tot niet gaan nie, maar daar in hierdie bakke land, en dat dit dan uitgegiet word en 'n magtige invloed het hier op aarde. Ons besef dat die deel hier in Openbaring verduidelik vir ons iets van agter die skerms, hoe dat gebede 'n magtige invloed het en 'n verskil in hierdie wêreld maak. Ons sien dat hoe dat die gebede van die gelowiges met wierook, as ware die simbool van hier voor God se troon, is hierdie gebede 'n werklikheid. God weet van hierdie gebede. Dit dring in hierdie onsigbare ryk. Ons kan God nie sien nie, maar ons kan met hom praat. En hierdie onsigbare God hoor die gebede en hy vang die gebede op. Luister 'n bietjie wat staan daar. As jy nou mooi gaan kyk na Openbaring 5 vers 8, dan staan daar: net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, voor Jesus, voor die lam gekniel, en elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. En dan ook in Openbaring 8 vers 5 staan daar: toe het die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak, en dit op die aarde uitgegooi, en daar was donderslae, dreunings, weerligstrale, en 'n aardbewing het gekom. Nou, dis baie duidelik, né, dat gebed is nie maar net sommer 'n gepraat hierso met myself nie. Hierdie gebede dring in God se troonsaal. Dit word deur die gelowige ouderlinge opgevang in hulle goue bakke en met wierook gemeng, en hulle siters, hulle loof die Here en hulle prys die Here vir wat hierdie gelowiges hier op aarde bid, en dan bring hulle hierdie gebede na God se troon toe en hulle buig voor hom, en hierdie gebede gaan nie tot niet nie, dis voor God se troon, hy het gehoor, dis in hierdie goue bak, en dan gooi hierdie engel, die magtige engel, gooi hierdie goue bak uit op die aarde, en dan is daar beroering, daar's verandering, dinge gebeur, as donderslae en weerlig, en daar's aardbewings.
Gebed verander dinge. Gebed verander hierdie wêreld. Ek en jy moet weet wat 'n magtige middel, 'n voorreg is dit om te kan bid. Hierdie gebede verander die wêreld om ons. Kan ek vir jou noem, hoe lees ons dit in die Bybel? As ek byvoorbeeld net dink aan Stefanus, hoe dat hy daar in Handelinge 7 lees ons hier van vers 54, hoe dat hy 'n gebed bid wat 'n magtige skudding het en vir Paulus tot bekering laat kom. Hy het nie geskroom om reguit te praat en sê julle is hardkoppig, julle luister nie na die Here nie, julle is ongehoorsaam. Julle sondig teen God. Ek roep julle op om julle te bekeer. En dan sê hy, word hulle net al meer kwaad en woedend en gooi hulle hom dood met klippe. Maar in daardie sterwensoomblikke het hy 'n gebedservaring dat hy die onsigbare begin sien en dat die hemel oopgaan en dat hy vir Jesus sien opstaan op die troon en dat hy sien Jesus kom hom tegemoet en kom haal hom as dit ware en dan bid hy in sy laaste asem, bid hy, ag Here, moet hierdie sonde nie vir hulle toereken en laat hulle tot bekering kom. En dan staan daar 'n man wat hierdie mense se klere opgepas het, wat hom met klippe doodgegooi het. Sy naam is Saulus van Tarsus. En die gebed van Stefanus vir die man wat hom tereggestel het, maak dat hy tot bekering kom en Paulus die grootste sendeling word wat die evangelie oor die wêreldwyd uitgedra het. Wat 'n wonderlike getuienis. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat hierdie gebed van Stefanus het 'n skudding in die geestesryk gebring en het die wêreld verander hierna deur Paulus wat uitgegaan het as 'n sendeling toe hy tot bekering gekom het en hierdie sondes bely het. Ja, hy was in beheer. Hy het hierdie ding gereël, hierdie steniging van Stefanus. Hy het hulle klere, laat hulle klere uittrek, laat hulle, soos 'n man as hy baadjie uittrek, hy wil nou beklei. So het hulle klere los uitgetrek, sodat hulle hom met klippe kon doodgooi. En dan bid hy vir hulle bekering. Dis die krag van gebed wat ek en jy nooit eers heeltemal sal verstaan nie. Dink aan die eerste Christene. Hoe dat hulle by mekaar gekom het, hoe hulle in Handelinge 4 lees ons. Hulle is so bekommerd en so benoud, want hulle weet hulle moet getuig, maar nou word hulle vervolg as hulle getuig. Hulle weet, hulle gaan gevange geneem word. Soos wat ons sien, hulle leiers is nou gevange geneem. Petrus en Johannes is gevange geneem, maar hulle het gebid en God laat hulle Johannes en Petrus vrykom en hulle kom hier na hierdie groep toe van Johannes Markus se ma en sy haar huis en as hulle daar by haar kom, dan sê hulle, kom ons kniel, kom ons bid en dan sê hulle, Here, U is groot, U is die skepper, U het alles, U het vir Pontius Pilatus in die hande, U is groter as enige iets en enige iemand en U is die ene wat ook groter is as hierdie vervolging en ons vertrou is op U dat U vir ons gaan red en dat U vir ons 'n deurbraak gaan gee. En dan sien ons, dan kom daar 'n skudding en die Heilige Gees kom en hy vervul hulle weer opnuut en hulle staan op en hulle sê, ons het nou weer vrymoedigheid, die Gees het ons kom toerus, die Gees het ons kom bekragtig, ons het nie meer die vrees en ons het nie meer hierdie angs nie, die Here het ons uit hierdie ding uitgetel en ons in die hoogte opgetel. Here het ons gebede verhoor en dan sien ons, dan gaan hulle met nuwe krag en nuwe ywer en nuwe krag, invloed, gaan hulle uit en hulle verkondig die evangelie en dan sien ons hoe dat baie mense tot bekering gekom het, staan daar as gevolg van hierdie gebed van die gelowiges wat ons lees in Handelinge 4 vers 29 tot 31 daai gedeelte. Daar's 'n ander gevangenisgeleentheid wat ons van lees, ons sit in 'n krisis waarin Petrus is in Handelinge 12, want jy sien die koning Herodes het nou gesien hoe belangrik hy is en toe hy Johannes onthoof het en hoe dat hy nou groot aansien by hulle gekry het en die mense gesien het dat hy so sterk en groot en magtige koning is. En toe vang hy vir Petrus op. Dit gee nou eers vir hom 'n naam en nou gaan hy hom ook teregstel. En dan sien ons hoe dat hy beveel, jy wil nou nie kanse vat nie, en hoe hy klomp soldate kry om hom op te pas, en hy word vasgeboei tussen twee soldate, en daar's voor die deur is daar soldate, en daar's buitekant soldate, en dan kom daar in die nag, terwyl Petrus lê en slaap, 'n engel van die Here, en hy skud hom op sy sy, en maak vir hom wakker, en sê, staan op, en hy val die boeie af, die grendels gaan oop, en hy stap by die tronk, verby al hierdie soldate wat hom moet oppas, en daar
stap hy en hy's Rudey wat daar vir hom ontvang by die deur, skrik hom mors dood, want die gelowiges het almal saamgekom om te bid vir hom. God doen 'n wonderwerk en hy lei hom uit die gevangenis en hy bevry hom. En Herodes is so ontstel dat hy al daai soldate wat hom moes oppas en hulle doodmaak. Hier het hy gedog, hy is groot, 'n belangrike koning wat met dit God se disippels kan maak wat hy wil, en hier sien hy, God is groter as hy. En ons sien hoe dat die Here vir Petrus bevry en vir hom magtiglik gebruik, en as jy nou sien, Handelinge 12 vers 11 tot 12, daai gedeelte ook, wat hy spesifiek vertel oor hoe dat God 'n wonderwerk gedoen het toe die gelowiges gebid het. Ons sien ook dat dieselfde tronk ervaring daar in Handelinge 16 sit Paulus in die tronk, né? En hy en Silas is gevange geneem, hulle is daar in die pynblokke en geslaan, en het gaan 'n verskriklike moeilike omstandighede waar hy daar in die binneste deel van die tronk sit. En wat doen Paulus? Hy en Silas bid. Dis na middernag. Mense luister, hulle hoor hoe bid hulle, naderhand sing hulle ook, en hulle fokus op die Here. Here, U is groot, U is groter as hierdie tronk, U is groter as hierdie gevangenis, en as al hierdie owerstes wat ons wil doodmaak in die vervolging. Here, U is groot en U is magtig, en dan kom daar 'n skudding, en die tronkdeure gaan oop, en die grendels gaan oop, en die boeye val af. En dan sien ons daar die wonderlike verhaal van hoe die cipier wat vir Paulus moes oppas, en die hoof daar van die gevangenis homself wou doodmaak oor hierdie ding wat gebeur het. En hy dink Paulus sal dit ontsnap, en sê Paulus nee. En hy sê, maar Here, wat nou? Hy sê, hy moenie jou doodmaak nie. Jy moet gered word. Dan sê hy, maar wat kan ek doen om gered te word? Dan sê hy, glo in die Here Jesus Christus, en hy lei hom daai aand, lei Paulus hierdie man en sy hele familie na Christus toe. Hulle word gedoop, hulle word gered, hulle word uit hierdie krisis uit, deur die gebede van gelowiges, word Paulus en Silas bevry, maar ook mense word gered en kom tot bekering. Ag, ek dink ook aan 'n ander gedeelte wat 'n baie mooi gebedsverhoring is, wat ons wil bemoedig en aanmoedig om die Here te vertrou en te bid, is die tollenaar van wie ons lees daar spesifiek in Lukas 18. Maar hierdie tollenaar gaan ook tempel toe om te bid. Hy soek vir God. Hy het 'n stryd in sy hart. Hy het verseker ook bewus geraak van sy sonde. En dat hy na God toe gaan om gehelp te word. Nou ja, dan lees ons ook van die fariseer wat aan die ander kant staan en wat so eintlik spog met sy mooi geestelike lewe en sy godsdiens, en dat hy so selftevrede is. En dan sê die Here, hy het onregverdig huis toe gegaan. Sy gebed is nie verhoor nie. Hy het nie gegaan om met my te praat nie. Hy het nie sonde erken nie. Hy het nie bely wat hy verkeerd doen nie. Hy het net kom spog met al sy godsdienstigheid. Maar hy het nog nie ontdek hy's 'n sondaar nie. En dan staan hierdie tollenaar eenkant. Hy het ontdek hy's 'n sondaar. Hy voel so sleg. Hy voel so skuldig. Hy voel verwerplik. Wat het ek gedoen? Kyk hoe lyk my lewe. Kyk wat het ek aan mense gedoen. Hy sien hierdie beelde van mense wat huil en hartseer is en wat sukkel en wat nie geld het nie, en wat hy gedwing het en geweier het, en al die hardheid en die hartlikheid van sy lewe. En dan staan hy net daar en hy slaan op sy bors en hy sê, Here God, wees my sondaar genadig. Hierdie kort gebed verander sy hele lewe. Want ons sien dat hy stap nou uit die tempel uit. En dan kom Jesus en dan sê hy, wat is die oordeel? Hy sê, die oordeel oor hierdie man is, hy's regverdig huis toe. Nie die ander een nie. Maar sy gebed is verhoor. En in daai oomblikke wat hy gebid het, het die Here gehoor. In daai oomblikke wat hy tot God geroep het, is sy sonde weggevat. In daai krisis oomblik wat hy 'n keuse gemaak het, is hy bevry van sonde. En het hy 'n nuwe mens geword. God was hom genadig. Hy het dit nie verdien nie, hy is 'n sondaar, maar God het hom genadig gewees. Sien jy dat die Bybel praat van gebed word verhoor? Sien jy die magtige invloed van gebed? Dat as ons met die onsigbare God bid, as daar in ons binnekamer is, sal hy die onsigbare God hoor en sal hy dit in die praktyk vir ons sigbaar maak, dat ons gebede verhoor word. Maak jy tyd vir gebed? Het jy genoeg tyd vir gebed? Het jy 'n vaste afspraak met die Here? Is dit so dat gebed vir jou belangrik is? Besef jy hoe belangrik is gebed vir God? As jy sien hoe die hemele in beroering kom as gevolg van gebed. Gebede van die gelowiges wat tronkdeure laat oopgaan.
Die gebede van gelowiges wat die evangelie weer laat uitkring en verder uitsirkel. God het 'n plan en hy ken jou hart en hy wil vir jou oproep om te kom om te bid vir wat jy nodig het. Gaan eenkant, maak tyd vir die Here. Maak die deur toe. Gaan na 'n vriend toe, bid saam met 'n vriend. Gaan skryf in jou joernaal. Maak tyd om alleen by die Here te wees en antwoord dan die Here. Want hy praat met jou, ook nou op hierdie manier praat hy met jou. Hy roep na jou. Wat is dit wat jy van hom wil vra? Is jy soos hierdie tollenaar bewus van jou sonde, maar ook bewus dat jy nog nie vergewe is nie. Jy het nie vrede met God nie. Jy het nog nie gebreek met sonde nie. Jy's nog nie gewillig gewees om jou rug op die sonde te draai nie. Wil jy nie dit nou doen nie? Wil jy nou vir die Here Jesus sê, Here, ek is 'n sondaar. Vat my sonde weg. U daarvoor aan die kruis gesterf. Kom maak my skoon. Kom maak my 'n nuwe mens. U alleen kan sonde vergewe, Here Jesus. Ek breek met sonde. Ek bely dat ek 'n sondaar is. En ek bring hierdie sonde en ek lê dit by die kruis neer en ek dank U dat U my vergewe. Here Jesus, ek bely dat ek soek na vergifnis en dankie dat ek na U kan kom en U sê U sal my vergewe. Kom maak my hart skoon en Heilige Gees kom vul my met U volheid. Neem die volle beheer van my lewe. En Here Jesus, kom raak my aan. U weet waar dit seer is en waar ek siek is en waar ek behoeftes het. Dankie dat ek dit na U kan bring en weet U is 'n hoorder van gebed. Dankie dat U my hoor in Jesus naam. Amen.